Vader, ons kom vanoggend na U toe wetende dat U God is. Dat U die skepper van die hemel en die aarde is. Here, dat U die een is wat ons vashou in die hand. Dat U die een is onder wie se beskerming ons leef. Here, dankie dat ons na U toe kan kom vanoggend en dat ons tot U kan nader. Dat die woord sê dat as ons tot U nader, U tot ons nader. Ja, Vader, dat ons weet dat U vir ons bid, dat Jesus vir ons bid en dat Jesus ons intercessor is. En ons kom vanoggend na U toe in die naam van die Seun, die Here Jesus Christus. Vader, vanoggend kom sê ons dankie vir die voorsiening. Vader, dankie dat daar waar ons nie meer uitweg sien nie, U voorsien. Daar waar ons voel ons kan nie meer vorentoe nie, dis waar U ons verder dra. Here, daar waar ons net een spore sand in die sand sien, weet ons dis U wat ons gedra het. Here, daar is soveel goed wat 'n invloed in ons lewe het, soveel geraas wat om ons is, soveel goed wat distract en wat wil kom wegvat. Vanoggend wil ons net kom en ons wil die fokus terugplaas op U woord, U waarheid, U liefde en U krag. Ons sê so maklik ons glo. Ons sê so maklik ons vertrou. Maar vanoggend wil ons kom vra dat U ons geloof sal kom lig. Ons vertroue in U sal kom vestig. Vader, daar waar ons twyfel, kom gee ons dit vir U vanoggend. Daar waar ons wonder of dit moontlik is, kom gee ons dit vir U. Vader, ek dink sommer aan ons seisoen wat voorlê, aan die landbou in die Weskaap en die gebrek aan koue, gebrek aan reën en die bekommernisse rondom dit en die markte met die oorlog wat aan die gang is. En kom gee sommer die twyfel vir U. Ons plaas ons volle vertroue in U, Vader, om ook hierdie seisoen deur te trek. Vader, ons kyk wat in die nuus aangaan en lees die koerante en ons raak bekommerd. Ons hoor wat gebeur in die wêreld. Vanoggend kom gee ons ook dit vir U. Ons kom sê ons vertrou op U. Ons vra vir U om in te kom, Vader, om verandering te kom bring, om herstel te kom bring, om te kom nuut maak. Here, hierdie is U skepping. Dis U mense, dis U waarheid, dis U wêreld. Kom verander. Here, U sien ons swaar kry en U weet dat baie keer is ons trots en ons probeer self deurdruk en vanoggend kom gee ons dit vir U en ons vra dat U sal kom deurdruk. Vader, waar hierdie gewigte op ons skouers lê, wil ons dit kom afgee en ons kom gee dit vir U. En ons vra dat U dit sal kom deurtrek. Ons self kom neerlê en vir U kom gee. Vanoggend wil ek ook kom, Vader, en ek wil kom bid vir elkeen van ons kinders, ons nageslagte, ons legacy. Kom gee elkeen van ons kinders in U hand. Ek vra dat U hulle sal seën, dat U hulle sal lei, dat U hulle sal beskerm, dat U hulle denke sal rig, dat hulle met boldness sal opstaan vir U wanneer hulle moet opstaan, dat U vir hulle die deure sal oopmaak waar hulle moet ingaan, Vader. Dat U hulle die eerste tree saam met hulle sal neem en saam met hulle sal bly stap. Ons kom vra U beskerming oor ons kinders, Vader. Dankie dat ons dit so kan doen vanoggend. Vader, ons hoor ook van inbrake en ons hoor van gevaar en moeilikhede ook in ons groep. Ons kom vra vir 'n muur van vuur en 'n ketting van engele om elkeen van ons grondgebied, sy eiendoms en besittings in U beskerming, Vader. Vader, ons wil nie hierdie goed hê wat kom fokus steel nie. Ons vra dat U sal kom inkom en dat U sal kom beskerm, Vader. Dat ons veiligheid, ons besittings in U hand kan kom plaas en kan weet dat U daar is. Dat iets is wat ons nie hoef oor bekommerd te wees nie. Dankie dat ons dit ook vanoggend van U kan vra. Vader, en nou waar ons saam met verskeie kerke in die land, in Wellington,
in die woord gaan indelf, vra ons nie net die seën hier nie, maar ook by elke ander byeenkoms, waar u woord verkondig word, waar u woord gelees word, waar u woord bedien word. Seën ons met u woord, Vader. Laat die woord lewend word in ons. Laat die woord kragtig deur ons vloei. Laat ons die woord gebruik, waar ons voete ook al val, sodat ons grondgebied vir u kan inneem. Ons bid dit so in Jesus se naam. Amen. So ons is by Johannes 4. Party van ons sal sê, uiteindelik is ons by Johannes 4. In hoofstuk 3 het ons gehoor hoe Jesus met die kenner en die leermeester van Israel praat, nadat hy na Jesus toe gekom het. Nikodemus kom na Jesus toe in Jerusalem, nadat Jesus die tempel gereinig het. Jesus praat hier met 'n kenner van die wet, een wat 'n kenner is van die Ou Testament, soos ons dit vandag het. Ons weet hoe hierdie storie verloop. Nikodemus kry basies die opdrag, verander hierdie kopkennis van jou en maak dit hartskennis. Ons sien ook dan hoe Jesus na die rigting van Samaria beweeg, hoe die mense na hom toe kom, en Johannes die Doper wat die Messias verwelkom en wat getuig oor die Messias. Vanoggend gaan ons in Samaria in beweeg. Ons het al gekyk na wie die Samaritane is. Vandag is hulle nog in Israel en so 250 van hulle woon nog steeds naby die berg Gerizim en aanbid nog steeds daar. Hulle aanbid dieselfde God van Israel en hulle glo nog steeds net in die eerste 5 boeke van die Bybel. Die Jode en die Samaritane het nie gemeng nie. Hulle het mekaar vermy. Die Jode het dit self vermy om deur Samaria te beweeg wanneer hulle van Galilea na Jerusalem gereis het. Jesus beweeg vanaf die hoofstad van die aanbidding van God van Israel en hy beweeg na die uitgeworpenes van Israel. In die Nuwe Testament het ons 2 gedeeltes wat handel oor die Samaritane. Ons ken die gelykenis van die goeie Samaritaan. Ons sal net nou praat oor die roete wat hy gevolg het in hierdie gelykenis. Dan het ons die ware gebeure rondom die slegte Samaritaan en Jesus se gesprek met haar. Kom ons lees wat daar gebeur het en ons lees Johannes 4 vers 1 tot 26. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink?" Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, "As jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê toe vir hom, "Meneer, jy het nie eens 'n skepting nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en diere daaruit gedrink het nie." Maar Jesus antwoord daar, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Die vrou het vir hom gesê, "Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry
en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die ware aanbidders van die Vader deur gees en waarheid sal aanbid, want die Vader wil jy sê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. God is vlees en die wat hom aanbid moet hom deur die gees en waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Wat hoor julle? Ja. Ek dink ek kan vereenselwig. Ek het al gister goed in die kattebak geplaas en vanoggend toe wil die Here iets anders in die kattebak sit. Ons wil so graag aanbid en doen en alles, maar hy het 'n ware weg. En hy wil hê ons moet hoor wanneer hy dors is en dit vir hom kan gee, sonder dat ons die dinge gee en bring wat ons dink hy is. Want hy weet. Hy weet wat hy wil doen. Ja. Hy wil net hê ons moet hom volg. En ons moet nie die geleentheid mis nie. Ja. En nie dat ons kan, want hy behou alles. Maar die vrou het 'n keuse gehad om daai tyd van die dag bid toe te gaan of nie. Ons het 'n keuse om iets te hoor en te doen of nie te doen nie. Want dit is buite sy wil, Ja. hy is in beheer, hy is soewerein. So selfs die goeie ons partymal 'n bietjie misdrag, is sodat hy vir ons kan wys wat wel actually in ons hart is, dat ons meer na hom toe kan leef. So niks van hierdie goed is oneindig sleg nie, want hy is goed. Solank ons terugdraai na mense gaan roep om nog steeds te doen. Kom ons begin. Ons kyk na verse 1 tot 6a. Johannes gee vir ons 'n inleiding voor hy by die ontmoeting by die put kom. Jesus neem die besluit om Judea te verlaat en hy wil weer na Galilea toe gaan. Die Fariseërs het agtergekom dat Jesus se groep nou begin om meer mense te doop as Johannes en hulle voel dat Jesus se beweging besig is om hand uit te ruk. Jesus weet dit is nog nie die tyd om weer die Fariseërs te konfronteer nie en hy besluit om eers terug te gaan Galilea toe. Ons kry die insetsel dat dit eintlik Jesus se disippels was wat gedoop het en nie hy self nie. Jesus verlaat nie die area weens ongelukkigheid tussen hom en Johannes die Doper nie. Nee, hy besef dat die Fariseërs besig is om planne bymekaar te kry en kies om eerder Galilea toe te gaan. So ons praat van Judea, Samaria en Galilea. In die begin toe Israel die beloofde land ingeneem het, was dit als Israel. Met Saul se seun Jerobeam wat koning word dit geskei tussen Judea, die naam van die grootste stam Juda, met die hoofstad Jerusalem. Israel is dan die noordelike deel met Samaria as hoofstad. Ons het laas gesien hoe die Samaritane tot stand gekom het, toe die koning van Assirië wat die volk van Israel wegvat in ballingskap, hy los 'n paar van hulle daar en die wat oorbly trou met vrouens van ander nasies.
Juda beskou hulle dus as eties onrein. In Jesus se tyd beslaan hierdie 'n redelike groot deel van die land, met die Israeliete wat dit as onheilig beskou en die Samaritane as onheilige mense beskou. In vers 5 sien ons, Jesus moes deur Samaria gaan. Nou sonder die geskiedenis sal ons nie veel aandag gee aan hierdie woord moes nie. Die kortste pad van Jerusalem na Galilea loop deur Samaria. Die verskil in afstand is so 112 km. Nou met vandag se brandstofpryse is 'n ompad van 112 km ernstig. Die mense van daardie tyd moes egter te voet dit aangepak het. Hulle het egter hierdie ompad van 112 km gekies om te verhoed dat hulle onheilig word wanneer hulle deur Samaria gaan en sodat hulle nie Samaritane raakloop nie. Die pad wat hulle dan gevat het hulle oor die Jordaan geneem net voor Samaria. Hulle beweeg dan aan die ooste kant van die Jordaan langs tot hulle weer by Galilea kom en dan beweeg hulle weer oor die Jordaan. Dit is op hierdie pad wat die gelykenis van die goeie Samaritaan afspeel. So die woord wat Johannes gebruik het en wat ons het as moet, moes of het toe, is hier 'n wettige terme. Jesus het nie 'n ander keuse gehad nie. Jesus is deur God geïnspireer om deur Samaria te gaan, omdat daar 'n goddelike afspraak was wat nagekom moes word. Jesus en sy disippels kom by die dorp Sigar aan. Ons lees dat dit naby die grond was wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is dan ook die gedeelte wat aan Josef se seuns Efraim en Manasse gegee is. Nou hierdie was in 'n vallei tussen twee berge. Ons lees van die twee berge in Deuteronomium. Omdat die Samaritane net die eerste 5 boeke gehad het en oor wat hier in Deuteronomium staan, het hulle geglo dat die aanbidding op die berg Gerizim moet wees. Dus ons gaan kyk na Deuteronomium 11 vers 29. Wanneer die Here julle God julle bring in die land wat julle in besit gaan neem, moet julle die seën afkondig op Gerizimberg en die straf op Ebalberg. Ons het hier in die gedeelte die seëninge en die vloeke. Dit moes van die twee berge af uitgelees geword het, toe die volk die land ingeneem het. Die seëninge word van berg Gerizim af uitgespreek, en hulle het geglo, dis die rede hoekom die tempel op hierdie berg en aanbidding op hierdie berg moes wees. Ons het nou so 'n bietjie vooruit gehardloop, maar hou dit in gedagte. Hierdie put is vandag nog daar, so 45 meter diep en 2 meter wyd. Kom ons lees van waar Jakob hierdie grond aan Josef gee. Genesis 48, 21 tot 22. Toe sê Israel vir Josef, ek gaan binnekort sterf, maar God sal by julle wees. Hy sal julle terugbring in die land van julle voorvaders. Aan jou gee ek iets meer as aan jou broers. Sichem, wat ek van die Amorite afgeneem het met my swaard en met my pyl en boog. Ons het nou al so oor 'n paar dinge gepraat, so kom ons lees vers 6b tot 9. En Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus is moeg. Jesus, ten volle mens, word ook moeg. Ons lees op ander plekke dat hy gehuil het en dat hy honger was. Dit is 12 uur die middag. Dit is die warmste tyd van die dag. Hulle kom by 'n put en dit is tyd om iets te eet en te drink. Dit is een van die probleme wat die Jode gehad het om deur Samaria te reis. Jy moes 'n klomp kos saam met jou vat en die water saam met jou dra, of jy moes bereid wees om by Samaritane kos te koop. Jesus se disippels is duidelik bereid om in die Samaritaanse dorp in te gaan en te gaan kos koop. Die ander ding wat hier uitstaan, is dat die vrou alleen op die warmste tyd van die dag by die put aankom. Die gebruik van die tyd was dat die dorpse vrouens saam
kom water haal het, of soggens vroeg, of saans skemer wanneer dit koeler was. Die put was 'n ent uit die dorp uit, en om water op die warmste tyd van die dag te gaan haal, en dit boonop alleen te doen, was nie die normale gebruik nie. Ons sal later sien hoekom sy dalk alleen daar aangekom het. Jesus vra vir haar om vir haar 'n bietjie water te gee om te drink. Vir ons klink dit normaal, maar dit was beslis nie normaal nie. Jode en Samaritane het nie dieselfde eetgerei gebruik nie. 'n Jood sou haar kruik as onrein beskou het. Johannes beskryf dit as iets ondenkbaars in Grieks. Die vrou sou self ook verbaas gewees het oor hierdie vraag. Jode het nie sommer met Samaritane gepraat nie. Die normaal was dat hulle mekaar sou vermy, en as daar 'n ontmoeting was, sou hulle oogkontak vermy het en hulle sou nie met mekaar gepraat het nie. Verder was die Joodse kultuur dat 'n man nie met 'n onbekende vrou sou praat nie of in haar teenwoordigheid sou bly nie, veral nie 'n rabbi nie. Die verwagting was dat 'n rabbi nie eers met vrouens van sy eie huishouding in die openbaar sou praat nie. Hierdie vrou sou glad nie verwag dat hierdie Jood wat sy uitken aan sy kleredrag met haar praat nie. Daar is mure tussen die Jode en die Samaritane gebou, en dit is hierdie mure wat Jesus nou afbreek. Daar is 'n godsdienstige muur. Die Samaritane het net die Pentateeg en glo die tempel moet op die berg Gerizim staan. Daar is 'n seksuele taboe muur wat afgebreek word van 'n man wat nooit in die openbaar met 'n onbekende vrou praat nie. Daar is 'n etniese taboe wat afgebreek word van Jesus, 'n Jood wat nou met 'n Samaritaanse vrou praat. Jesus ignoreer hierdie dinge en ons sal sien dat hy die agtergrond van die vrou ken en nog steeds nie skroom om hierdie dinge te ignoreer nie. Ons sien ook op ander plekke dat Jesus teenkanting gekry het omdat hy nie die gebruike van Israel nagekom het nie en hy saam met ongewenste mense geëet het. Matteus 9 vers 11. Toe die Fariseërs dit sien, vra hulle vir sy disippels: "Waarom eet julle leermeesters saam met tollenaars en sondaars?" Lukas 15 vers 2. Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê: "Hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle." Ons moet dit in gedagte hou. Om die evangelie uit te vat, om te evangeliseer beteken om tussen mense in te gaan wat nie noodwendig dieselfde gebruike as ons het nie. Die opdrag is wel om by mense uit te kom. Ons lees nou vers 10 tot 12. Jesus het haar geantwoord: "As jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou jou lewende water gegee het." Die vrou sê toe vir hom: "Meneer, jy het nie eers 'n skepting nie en die put is diep. Waar gaan jy hierdie lewende water kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en diere daaruit gedrink het nie." Jesus het hierdie gesprek begin. Haar antwoord laat hom nou toe om verder te gaan. Hy lei haar in die rigting om te besef wie hy werklik is. As hy maar net geweet het van hierdie geskenk van God, die redding van God wat beskikbaar is, en dat dit beskikbaar is deur hom wat voor haar staan. As hy net geweet het, sou sy vir hom lewende water gevra het. Sy praat nie net met die Joodse man of 'n rabbi nie. Nee, sy praat met die een wat die geskenk van die ewige lewe kan gee. Jesus bied vir haar lewende water aan. Nou in haar kultuur en hulle kultuur van die dag sou dit beteken borrelende water wat soos 'n die bad van Bethesda is, of self die put of fontein waar die water uitborrel. Net soos Nikodemus beweeg sy egter na die fisiese en kyk na die fisiese. In die Ou Testament is borrelende water, lewende water, 'n simbool van wysheid, die gees van God, omdat God die fontein van lewe en kennis is. Jeremia 2 vers 13. My volk het 2 sondes begaan. Hulle het my die bron van lewende water verlaat en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap
waterbakke wat gebars is en nie kan water hou nie. Sagaria 14 vers 8. Daardie dag sal daar 'n vars stroom water uit Jerusalem vloei, een helfte na die see in die ooste en een helfte na die see in die weste toe, somer en winter. Hierdie lewende water wys na die krag van God wat lewe gee in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Nou as ons na die laaste hoofstuk van Openbaring gaan kyk, word hierdie saamgebring deur Jesus. Openbaring 22 vers 1 tot 5. Toe het die engel my die rivier met water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit sal stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die toren van God en van die Lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal tot in ewigheid regeer. Die vrou reageer soos Nikodemus in die fisiese en wys vir Jesus dat hy niks het om die water meer te trek uit die diep put nie. Waar gaan hy hierdie lewende water vandaan kry? Hy self was daar nou net dors. By so 'n put soos daardie sou daar net 'n tou gewees het. Weens die wette rondom hy reinheid, sou elkeen wat kom water haal het sy eie emmer of kruik moes saambring. Sy dink hier is net nog 'n man wat beloftes maak, wat hy nie kan hou nie, en sy gaan op die aanval. In vers 13 vra sy dan vir hom of hy dink hy is belangriker as hulle vader Jakob, wat aan hulle hierdie put gegee het. Jesus het soos 'n normale man van Israel gelyk. Sy het geweet van die voorvaders en sy het geweet van Moses wat water uit 'n rots kon kry. Maar waarvan praat hierdie man? Hy lyk nie eers vir haar belangrik nie. Volgende week gaan ons dit verder vat. Jesus moes deur Samaria gaan. Nou die mense van Galilea was minder wetties as die van Judea of Jerusalem, maar hierdie dui op 'n goddelike afspraak. 12 disippels gaan in die dorp in en hulle los vir Jesus alleen by die put. Nou ek is seker minder as dit sou reggekom het om die kos terug te bring. Maar hier is 'n goddelike afspraak wat plaasvind. Nie met iemand vernaams nie, nie met 'n leier nie, wel met iemand waarmee Jesus nie veronderstel is om te praat nie, wel met iemand wat se woorde die hele dorp na Jesus toe lei. Wat se goddelike afsprake mis ons? Vermy ons plekke en mense, omdat hulle nie dieselfde as ons optree of glo nie, omdat hulle nie dieselfde status as ons het nie. God plaas mense op 'n pad mense op ons pad met 'n doel, met 'n rede. Mag ons opdaag vir ons goddelike afsprake en mag ons die moed van oortuiging hê om ons woorde te gebruik tot eer en verheerliking van God. Ons in Jesus in ons, gaan leef dit, gaan deel dit, laat dit uit ons uitvloei. Amen.